Toe ek jong was, het ek my eie vrou en babas amper doodgemaak. Ek het dit nog nooit so openlik gesê nie, maar my vader het my gevra om dit te deel. Toe ek pas getroud was, het ek party aande heeltemal te veel gedrink. En dit het my kwaai gemaak, stryerig met my vrou, met almal, vriende almal. En toe het ek 'n dominee gaan sien en hy sê toe vir my, jy kan drink solank jy net nie dronk word nie. Ek het dit geneem as my lisensie en ek het dit gebruik. Want volgens my was ek nooit dronk nie. Ek het dit reggemaak in my eie kop. Tot een aand. Ek bid en Abba Vader gee my 'n droom. Ek sien myself en my vrou in die kar met ons babas in 'n ongeluk. Ek het oorleef, want ek was dronk en ek was die oorsaak. Ek het daardie aand myself wakker gehuil en toe wys Abba Vader vir my Levitikus 10 vers 9. Aaron se 2 seuns het vreemde vuur voor Abba Vader gebring, iets wat hy hulle nie beveel het nie, en hulle het gesterwe. En direk daarna sê Abba Vader vir Aaron, wyn en sterk drank mag jy nie drink nie, wanneer jy in die tent van samekoms ingaan. En vers 10 gee die rede om onderskeid te maak tussen die heilige en die onheilige. Met ander woorde, om voor hom te dien, vereis 'n helder, nugter, onderskeidende gees. Maar wag, die tabernakel het mos die tempel geword, en die tempel is vandag ek en jy. Paulus vra in 1 Korintiërs 6 vers 19, weet julle nie dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? Jou liggaam is nie joune nie, dit is sy tempel. En in 1 Petrus 2 vers 9 sê, julle is 'n koninklike priesterdom, jy is sy priester. So 2 redes hoekom ek nie meer drink nie. En dit is eenvoudig. Nommer 1, drank mag nie in die tempel van Abba Vader nie, en jou liggaam is sy tempel. Nommer 2, die priesterdom mag nie drink nie. Jy is sy heilige priesterdom. Dit is nie my reël nie, nie 'n dominee se reël nie, dit is sy woord. Ek is so dankbaar vir daardie droom. Abba Vader het my gewys wat kon gebeur voordat dit gebeur het. Hy het my gesin beskerm, hy het my teen myself beskerm, en dit het my vir altyd verander. Nou wil ek jou iets vra. Is daar iemand in jou lewe, of miskien is dit jouself, wat sukkel met alkohol? Skryf net bid in die kommentaar. Ons sal vir jou bid, persoonlik sonder oordeel. En as hierdie boodskap iemand se lewe kan verander, stuur dit vir daardie persoon. Jy hoef niks te sê nie. Die boodskap van Vader sal praat, die Heilige Gees sal praat. Iemand op jou vriendelys wag vir hierdie woorde. Jy weet wie dit is. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.